Goeiemôre almal en welkom hier in die huis van die Here, vanoggend opgeneem hier uit my studeerkamer uit by ons huis. Vanoggend se erediens word nie gelei deur myself nie, maar deur Gerard van der Merwe. Omdat ons nie vir Gerard in die afgelope week of 2 kon opneem nie, gaan ek vanoggend die voorreg hê om sy preek vir jou te lees. Nou sy preek is reeds beskikbaar aanlyn ook en jy kan die hele teks daar op jou eie ook gaan lees. Jy kan ook nog steeds inskakel vir ons 8uur of 8:15 belewennisse waar jy vir Gerard lewendig sal sien preek. Ons weet egter dat baie van ons lidmate verkies om eerder na 'n direkte video te kyk waar 'n leraar met hulle gesels oor die woord van die Here. En daarom is dit my voorreg om hierdie pragtige leesteks van Gerard se preek vir vandag vir jou ook voor te lees. So daar waar jy sit, raak rustig. Die tema is vryheid en ons gesels met mekaar uit Jeremia 18 uit. Vriende, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Ek gaan Jeremia 18 vir jou lees, die pottebakker en die klei. Die Here het vir Jeremia nog 'n boodskap gegee. Hy het gesê, gaan na die ateljee van die pottebakker. Daar sal ek met jou praat. Ek het toe na die ateljee van die pottebakker gegaan en hom gekry waar hy besig was om op die pottebakkerskyf te werk. Maar die pot wat hy besig was om te maak, was nie reg volgens sy smaak nie. Hy het toe die klei weer in mekaar gedruk, totdat dit 'n bol was. Daarna het hy weer begin om 'n nuwe pot te vorm, wat was soos wat hy dit wou hê. Die Here het toe vir my 'n boodskap gegee, wat met die klei te doen gehad het. Hy het gevra, Israel, kan ek nie met julle net so maak soos die pottebakker met die klei gemaak het nie? Kyk, soos die klei in die hande van die pottebakker is om daarmee te maak net wat hy wil, so is julle in my hande. As ek in 'n stadium sê dat ek 'n sekere nasie of 'n regering van 'n land omver sal gooi, sal afbreek en vernietig, kan ek dit doen. Ek gaan net tot hier vir ons lees, en hier is dan Gerard se pragtige boodskap wat ek so 2 weke terug al gelees het, wat my regtig diep geraak het ook. En ek glo dit gaan jou ook diep raak vandag. In die reeks wat ons tans mee besig is, word dit soms baie belangrik dat ons die bril waardeur ons na die Bybel kyk, mooi sal skoonmaak. Hoe ons dit lees gaan bepaal wat ons lees. Vandag se tema van vryheid is juist so 'n belangrike bril skoonmaak oomblik. As jy na Jeremia 18 kyk, deur die vuil en gewasemde bril, kan jy maklik die afleiding maak wat jou angstig kan maak. Dan lees jy van 'n God wat soms impulsief van gedagte verander en 'n kleipot maak, net om dit later weer te breek. Die een oomblik bou hy, die volgende oomblik vernietig hy. Dan soek jy liefde net om 'n kwaai God te ontdek wat kan vernietig. En kyk jy met daardie selfde vuil bril na die res van die Bybel, kan jy maklik bewyse kry vir so 'n refrein wat herhaal. Om die tema mooi te kan verstaan, moet ons seker gou die bril skoonmaak en mekaar help om mooi gefokus te sien wat ons behoort raak te sien. Wanneer God aan die begin skep, is die hartsbegeerte om 'n ruimte te skep waarin God in verhouding kan staan met sy skepping en sy skepsels. En jy hoor sommer die opgewonde hinkering van God as hy in Genesis 1 reeds 'n gesprek met homself is. Kom, laat ons die mens maak as ons verteenwoordiger. God sit die mens blinkoog in die middel van sy skepping om te heers en in 'n lewende en 'n daaglikse verhouding met God te kan ontpop. Adam en God ervaar dit. Daagliks is daar hierdie ruimte wat besig is om uit te rol. Die fokus is heeltyd om te fokus op die ander. Adam op God en God op Adam. Die oomblik toe die mens sy fokus verskuif na homself, word die kleipot gebreek. Ek wil belangrik wees en net soos God wees. En die godsresep flop net daar. Elke verhaal hierna waar die fokus op die eie ek is, vertel die hartseer verhaal van pyn en mislukking. En dit gaan deur die eeue so tot by ons. God se hande is nooit afgekap nie en sy passie om terug te keer na sy oorspronklike droom het nooit vervaag nie. Onmiddellik na die kleipot gebreek het en Adam en Eva uit die paradys is, begin God om te herstel. Roep hy na Adam sodat die verhouding herstel kan word. Die hartseer is dat sonde maak dat ons net nooit die oorspronklike plan genoeg kan verstaan
om saam met God aan die werk te wees nie. Hy stuur 'n vloed, oorloë en rampe, rigters en profete en ten laaste Jesus Christus. Daar is soveel plekke in die Bybel waar hierdie prentjie van God en sy begeerte tot 'n lewende verhouding met ons uitgespel word. Ware vryheid is om in daardie verhouding self te verloor. Ons vuilbril wil vir ons sê dat vryheid is waar ons ons eie selfsugtige besluite kan neem, sonder om die implikasies van dit op ander lewens te oordink. Ek kan sê wat ek wil en dink wat ek wil en doen wat ek wil. Niemand sal my voorskryf nie, los my uit. Dis wanneer ons God ken en kerk as verkramp beleef. Beperkend, vermorsend. Maar ons kan ook kies om met 'n skoon bril God se begeerte van 'n lewende verhouding te kan raak sien. Dan word kerkbywoning nie 'n reël nie, maar 'n uitnodiging tot gemeenskap. Dan word 'n waarskuwing om terug te keer na God se manier van dink oor dinge, nie 'n verkrampte raak nie. Nie smaak nie. Roer nie aan die tipe uitspraak nie, maar 'n rigtingwyser van 'n beter toekoms. Die vuilbril sê, dis my lewe, my geld, my besluit. Die skoonbril sê, fokus op ander, gee weg, bou verhoudinge, skep geleenthede. Die vuilbril sê, dis my tyd en ek kan besluit. Die skoonbril sê, altyd wat jy regtig kan hê, is om te bou aan jou verhouding met God. Die vuilbril sê, dat God is 'n argaïese gedagte wat liefdeloos ons beperk. Die skoonbril sê, God skep ons 'n veilige ruimte waarbinne ons met vreugde kan soek na sy plan en droom vir ons lewe. Dan sien ons raak dat in ons teks wat ongeveer 600 jaar voor Christus afspeel, ons nie te doen het met 'n God wat na hartelus breek nie, maar 'n God wat met 'n gebreekte hart nuut wil vorm en pleit dat sy skepsel sy plan sal raak sien. Die geskiedenis vertel ons dat mense eenvoudig nie die bril kon skoonmaak nie, en die uiteinde was die ballingskap en groot hartseer. Maar God het nie opgegee nie. Hy het sy eie seun gestuur met 'n skoon bril, om God se hart en God se plan helder te kon sien. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ek sal jou vrede gee. En toe die mense skreeu, kruisig hom, was dit wat wegkyk van homself en sê, nie my wil nie, maar u wil geskied. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie pragtige woord van Gerard se teks vandag, hierdie preek wat u hart is, Here, dat ons met 'n skoon bril sal kyk, want dit gee vir ons vryheid om u nuut te kan beleef. Seën elke lidmaat in hierdie week wat kom, dat hierdie boodskap in hulle harte sal wees. Dankie dat ons dit kan bid in Jesus naam. Amen. Vriende, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan van hier af verder in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.